episode 6, is dit? 7? ehm, Wel, okay, hierdie is 'n episode. Hierdie is die volgende episode van Remove. Baie welkom, my naam is Anlou en my co-host is Alnike. Hallo. Ja, as julle nog nie ons vorige episodes gekyk het nie, asseblief gaan kyk dit. Dit is very interesting. Ja, Alnike, hoe was jou week gewees? My week was cool geweest. Besig. Ons het die laaste preparations vir Magubas Kloof gedoen. En moet ek sê wat ek vandag gedoen het? Ja, kom in, as jy wil. Ek was van onderhoud vandag gewees. Ek het ook iets baie cool. So, ek doen aansoek vir 'n hele klomp scholarships en ek het vir jou my motivation brief gelees. Van soos dis onder 500 woorde en ek het hom geskryf en ek het hom geproeflees en whatever en toe ek nou gegaan het soos in ek is nou klaar. Stuur ek dit vir Lizet, ek lees vir my ma, ek lees vir my pa, ek lees vir jou en almal is soos dis so mooi en ek dink ek het 'n pro geraak in motivational briewe skryf. Ja, alles mense baie skryf en dis eintlik verskriklik annoying. Ek raak so gefrustreerd dat werksaansoeke dit nog vereis want Ja, wel, die was nie eens vir 'n werksaansoek nie, dit was vir scholarship. ja, maar okay, so ek moet dalk sê werksaansoeke / scholarships. Scholarships dalk bietjie meer, maar dit is vir my 'n baie onnodige byvoeging tot 'n enige aansoek wat mens half indien want dit is so maklik om eintlik enigiets te sê. Jy weet ook nie regtig of wat die persoon sê regtig die persoon is nie. En obviously, ek weet jy het nou regtig gesê wat jy is en jy het regtig jou hart in dit uitgepoor. Maar dit is so eenvoudig eintlik om regtig net te weet wat hulle wil hoor en dit daarin te sit. So dis eintlik vir my verskriklike onnodige byvoeging. Ek stem saam met jou. Ek dink vir werk is dit kind of useless. Vir die scholarship maak dit sin want hulle kyk nie net na jou academic sukses nie, hulle kyk na jou lewenssukses en wat jy soos hulle gee baie geld vir jou om te kan gaan swat en hulle moet kind of seker maak dat jy die regte kandidaat is daarvoor. I mean as jy net wil gaan swat want jy weet nie wat jy wil doen met jou lewe nie, dan hoekom moet hulle dan vir jou geld gee? Nee, dit is so. Ek verstaan tot 'n mate hoekom mense dit wil hê want ek dink mense obviously gaan nog steeds regtig die verskil sien tussen iemand wat at least moeite ingesit het in dit of nog steeds kan skryf want of jy nou regtig jok in jou brief of nie as jy nie kan skryf nie is dit pretty oogoplopend. So jy gaan dit actually nog steeds agterkom van 'n application manager of soos 'n HR wie ook al dan die applications hanteer posisie. Maar dit voel vir my net soos 'n as jy dit moet customize vir elke werk en dis 'n accessory wat ek of 'n ekstra wat ek nou regtig nie waardeer. Dit is nogal annoying want elke scholarship waarvoor ek aansoek doen wil iets anders hê in die motivation letter. So jy kan nie net die hele tyd gaan presies die ding net oorgebruik nie. Ja, jy moet elke keer 'n nuwe een skryf en elke keer dit oordoen want hierdie ene wil hê jy moet jou values vir hulle sê en hierdie ene wil hê jy moet jou lewensdroom vir hulle sê en die ene wil hê jy moet dit vir hulle sê. Dit is 'n mission, maar dis okay. Wel, ek is bly dat dit goed gaan met die onderhoud. Dankie. Hoe was jou week? Dit was heel alright geweest sover. Bietjie sonskyn gehad, ek het soms op gaan hike kuier hier soms. En ja, so dit was nogal baie lekker geweest. Ek het actually gedink aan iets vandat ons vorige gesprek gehad het. En ek weet ons het obviously lank saam gebly, maar as jy koffie drink in die oggende, gaan soos wat jou roetine, staan jy dadelik op en dan gaan drink jy koffie? Nee. Wat is jou oggendroetine? Soos wanneer wat doen jy in die oggend as jy opstaan? Ek staan op en dan party oggende is dit anders want ek is dalk nie noodwendig dadelik lus om af te kom nie. So net 'n bietjie agtergrond, ek bly in 'n woonstel op my ma se erf. Okay, so ek dalk nie noodwendig immediately lus om in die huis in te gaan nie, wil bietjie tyd spandeer met myself, dan doen ek goeders soos
meditation of ander oggende staan ek op en ek maak reg immediately en dan eers drink ek my koffie. Ander oggende staan ek op en ek kom soos drink koffie en dan maak ek reg en dit alles hang maar af van hoe ek my dag beplan. Oef, daai was clever. Yes, daai was clever. Oh, ek moes geweet het jy ken my beter. Dit was clever, Alnika. Yes, ek het gewag vir daai ene. Oh, clever. Yes, clever. Brilliant. Okay, kan jy vir die mense verduidelik hoekom jy dit gesê het? Verduidelik asseblief hoekom jy dit gesê het. Annie wil my vasvang, sy wil hê ek moet gaan Brilliant, Alnika. hoe my dag voel. Hoe my dag voel. Maar ek ken van hoe lange beter as wat sy dink apparently. En sy wil my vasvang want ons gaan die episode praat oor vrywil. Ja, ek het haar opgeset om in 'n min te loop en sy het nie gespring. Brilliant. Stunning job. Well done. Okay, maar ek dink dit actually bring ons op 'n goeie punt om dalk obviously, so ons het nou in ons vorige episode genoem dat hierdie episode oor vrywil gaan. Maar ek dink verskriklik belangrik is, okay, so ek kom van die perspektief af dat ek nie dink daar vrywil is nie. Ek dink dit was pretty duidelik gewees in wie ook al die vorige episode geluister het. So as jy dit nog nie geluister het, asseblief gaan kyk daarna. Dit is ek lees ons het 'n agree to disagree laas week, maar ons wil nou graag die topik bietjie aanvat vandag. Ek wil net voordat ons met die topik begin actually sê dat ek weer eens praat nou nie namens Alnika nie, maar van my kant af. Daar is verskriklik baie argumente vir en teen. So ek maak by geen sins enigsins sê ek is 'n ekspert in die nie. Ek sê maar net wat ek kan onthou en hoekom ek half voel soos ek voel oor ek voel soos dit. En vir 'n groot deel van dit dink ek hierdie podcast juis help my ook om beter te artikuleer hoekom ek dink wat ek dink en hoekom ek sê wat ek doen. So as daar iets is, as jy sit by die huis en jy luister en jy sê, "Ag, ek het vergeet om dit te sê." Asseblief los 'n komment of iets, soos laat weet my, stuur 'n boodskap of iets. Dis awesome om te hoor obviously van hierdie goed en ek waardeer actually. Ek is seker Alnika sê hiermee actually saam kan vir jou ook praat, maar as jy aan iets anders dink wat ons nou nie bespreek het hier nie, ek kan jy beloof ons gaan in die toekoms weer hieroor praat. So stuur vir ons 'n note en dan maybe kyk ons bietjie daarna ook. Maar ja, so voordat ons nou obviously kan begin, moet ons actually dalk net definieer wat vrye wil is. En omdat ek van die perspektief af kom wat sê dat daar nie vrye wil is nie, dink ek is belangrik vir my om te bewys dat wat jy definieer as free will, Alnika, dis my verantwoordelikheid dan obviously om te sê dit is nie dit nie. So miskien kan jy begin deur vir ons net te verduidelik wat jy bedoel wanneer jy sê free will. Okay, ek sê vrye wil is jy weer eens dit is soos Annie gesê het, is net wat ons weet. Daar's obviously meer en as enige iemand dalk nie saamstem nie of aan nog iets dink vir teen my argument of vir my argument, los 'n comment, stuur 'n boodskap, whatever, doesn't matter. Laat ons weet, want dit is interessant en hierdie is nou al die hoeveelste keer wat ek en sy, ek en Anne oor vrou wil praat, so. En ons verskil nog steeds, so. Ons stem nie. Ons draai ook nie, dit is ook nie, soos, ek het nou lekker jou opgeset vir 'n inloop, maar dit was meer as half 'n intro gewees, maar obviously ook, soos, dis nie dat ek jou probeer oorreed van dit nie, ons het hierdie gesprek al gehad en ons verskil nog steeds, so, vir iemand wat luister, dis nie, sy probeer my nie oorreed nie en ek haar nie, ons soos praat maar net daaroor en dis lekker, want deur te hoor wat sy sê, verander dit ook dalk, of help my beter artikuleer wat ek wil sê. Maar nou, okay, ja, vrye wil. Ja, okay, so my definisie van vrye wil is, ek glo dat elke individu het die power, of die ability, om hulle lewe te create soos wat hulle dit wil hê. En dit strek van hoe jou fisiese lewe loop, en hoe jou relationship is met jouself en met ander mense, as ook jou emosies en hoe jou liggaam werk en die feit dat jy siek word of nie. So, ek kan nie onthou of dit in die vorige episode was of die episode voor dit nie. Die fiksheid praatjies ene. Wat ek gesê het, what you resist persists and manifests into the physical.
So dit is 'n voorbeeld van wat ek sê van jy beheer dit. So ek glo byvoorbeeld, okay, obviously kom ek sit net gou hierdie disclaimer in. Ou mense moet eventually oor soos doodgaan en hulle moet doodgaan aan iets, okay? So daai voel ek is nie van toepassing nie, want that's the course of life, okay? Ons freaking selle gaan dood en dit moet eventually vergaan, right? Maar kom ons sê jy's freaking 40 en jy vind uit jy het een of ander tipe kanker. In my opinie, dit was 'n choice, want jy het ietsie resist of jy het ietsie gedra in die sin van anger of resentment teenoor iemand of iets en dit het verander in die physical in. Dis net 'n voorbeeld. Ja, selfde met soos jy kies watter chocolate jy wil hê. Of jy nou unconsciously of consciously die besluit maak, as jy voor 'n rak staan en jy kyk vir chocolates om een te kies, jy het klaar gekies. Maar ultimately kies jy. Dit is 'n choice. So kan ons sê dat free will is om te weet dat daar 'n keuse is en jy het die vryheid gehad om enigiemand van die twee te gekies het. Ja, wel, indien jy iets moes gekies het, sou jy beide kon kies. Daar was die opsie. Dit was nie dat daar ooit nie 'n opsie was vir die een nie. Die keuse is daar. Vrye wil beteken jy kan enige een kies. Ja. Okay. So die rede hoekom ek nie daarmee saamstem nie en ek dink ek gaan dalk vat jou sjokolade voorbeeld of ja, kom ons vat die sjokolade voorbeeld. Kom ons vergelyk dalk wit sjokolade en bruin sjokolade. Ek dink dis pretty maklike keuse want baie mense hou regtig nie van wit sjokolade nie, weet ek. Well, okay, perfect. Okay. So jy hou nie van wit sjokolade nie. En daar's nou obviously bruin sjokolade. So vrye wil vir jou sou beteken dat jy kan, as jy regtig wil, gaan jy enigiemand van die twee kan kies. Maar miskien kan jy vir my sê hoekom kies jy dan nie? Hoekom hou jy nie van wit sjokolade nie? Want ek hou nie van hoe dit proe nie en also wit chocolate is nie regte chocolate nie want ons nie kakao nie. Okay, beide van daai twee is perfect. So jy kies wanneer jy moet kies tussen wit en bruin sjokolade. Kies jy nie wit sjokolade nie want jy hou nie van dit nie. Jy hou nie van hoe dit proe nie en dis nie regte sjokolade nie. Jy wil regte sjokolade hê. Hoe het jy besluit dat dit is wat jy wil hê? Hoe het ek besluit dat dit is wat ek wil hê? Dat ek hoe het jy besluit dat jy werklik nie hou van wit sjokolade nie? Ek het dit geproe. Ek verstaan nie. Inherently net nie daarvan gehou nie. Dit is nie 'n active choice gewees. Dit is 'n active choice. Dis 'n active choice dalk na die tyd om te sê, okay, weet jy wat? Ek hou nie van hoe dit proe nie, daarom gaan ek die ander ene vat. Maar dis nie 'n active choice waarvan jy hou en nie hou nie. But it's still a choice. Want jy kan jou mind change. Okay, so as jy nou volgende keer moet kies. Okay, even dit actually. Bloot deur te sê jy kies om jou mind te change. As ons dit dan nou so kan sê, dan kan ek dalk sê dat jy deur te kies om die ander ene te vat waarvan jy eintlik nie hou nie, in 'n attempt om jou free will terug te kry, wys dat dit is wat jy wil hê. Dat jou groter want in hierdie situasie is om jou vrye wil terug te kry. En vir daai rede is dit jy sit daai want hoor op jou, sorry ek net gou duidelik maak, as ek sê want dan bedoel ek soos wat sit in Afrikaans. Wil hê klink nie vir my reg nie. Dis nie 'n gevoel wat ek regtig behoefte. Ja, soos die behoefte voel vir my soos iets wat jy moet hê, maar ek bedoel soos ek dink mense sal verstaan as ek sê soos die inherent want. Daai oorspronklike dadelike ek hou nie van hoe hierdie proe nie. Daai want. Jy wil nie hierdie weer hê nie byvoorbeeld. Daai want het jy nie beheer oor nie. Ek dink byvoorbeeld aan iets wat so ballistic missiles. Nee, sorry, dit klink verskriklik te mekaar en dit gaan moontlik hierdie hele gesprek weer te mekaar wees. Vra maar Kan ek net gou nê? So
In die vorige episode het ons gepraat oor changing your mind, né? As ek kan onthou. Toe gebruik ek die voorbeeld van jy wat nie altyd kan besluit wat jy wil dra nie. So jy trek iets aan en dan gaan jy, okay nee, jy's nou nie meer lus vir hierdie nie, jy trek dan iets anders aan. In daardie oomblik het jy jou mind gechange. Jy het nog steeds vrye wil van wat jy wil dra. Ja, jy het, want jy het na jou kas toe gestap en jy het gegaan, ek gaan hierdie dra. Jy het dit aangetrek. En toe sê jy, nee, ek dink nie ek wil nou hierdie dra nie. En jy het jou mind gechange. Dit was 'n choice wat jy gemaak het om te gaan, nee, ek wil nie nou hierdie dra nie. Ek sal eerder die ietsie anders wil dra. So daai choice, daai onmiddellike gevoel van ek hou nie van hierdie nie, het ek nie beheer oor gehad nie. Nee, maar jy het nie beheer Okay. Daai die klere in jou kas, right, is in jou kas want jy hou van dit. Okay, jy het dit gekies in die winkel want jy was tussen, hierdie is 'n mooi baadjie of hierdie is 'n mooi broek of 'n whatever. Okay. Voor jy jou eerste stel klere aangetrek het, gaan jy, Jessie, ek wil hierdie pers toppie dra vandag want ek dink die pers toppie is nice and comfortable vir wat ek gaan doen die dag, whatever, né? Okay, nou trek jy die perstoppie aan en jy raak besig, jy maak dalk vir jou koffie en jy gaan soos, maybe dink ek nie meer die perstoppie is die beste opsie vir vandag nie. Want jy gaan soos, jy gaan, I don't know, ons podcast doen en die pers, mens kan nie regtig die pers sien op die video, whatever jou reasoning is van jou mind change, dan change your mind en jy kies dan om iets anders aan te trek. Jy kan ook net vir jouself sê, nee, maar ek het nou klaar aangetrek, so ek gaan nou nie weer die moeite doen om aan te trek nie. It is a choice. So maak nie saak wat jy doen nie, jy besluit nog steeds om dit te doen. Jy kan altyd die teenoorgestelde kies, nog steeds. Soos ek hou nie van wit chocolate nie, so ek gaan obviously die donker chocolate of die milk chocolate ene kies. Maar ek kan nog steeds teen daai besluit gaan en ek weet ek hou nie van wit chocolate nie, maar ek gaan nou wit chocolate eet. I can still do that. Dit is alles 'n choice. Okay, so. Kom ek verwys na dit as hierdie dalk. Ek gaan terugkom na hierdie voorbeeld toe. Maar ek voel ek moet op 'n ander punt begin want dit voel nie vir my of ek mooi genoeg verduidelik of ek dink nie ek verduidelik goed genoeg wat ek bedoel by voordat jy ek kan nie regtig sê dat voordat jy daai keuse uitoefen nie. Want ek moet half die distinction eers maak tussen daai keuse, daai aksie wat uitgevoer word en kom ons sê daar's 'n kom ons noem die aksie wat uitgevoer word B en ons noem wat gemaak het dat jy daai aksie uitvoer A. Okay? So vir B om te gebeur is daar iets wat gebeur A. So vir jou om te kies dat jy wit bruin sjokolade gaan kies, het A gebeur wat is dat jy nie hou van wit sjokolade nie. En ek sê jy het nie beheer oor A nie en vir daai rede het jy nie beheer oor B nie. En actually dis nie ek wat dit sê nie en ek sê nie hierdie om te klink asof ek iemand se naam ken nie want ek gaan dit probably even butcher, maar ek sê dit net sodat ek kan wys dat hierdie is nie, ek kan obviously nie krediet vat vir dit nie, ek vat net van ander mense se werk af. Ek dink dit was, ek weet nie of hy professor is nie, maar ek dink sy naam was Pieter von Engwagen of wat ook al. En hy het onder andere, soos hy het dit gepraat van dat daar's twee tipe feite in die wêreld en dit is untouchables en touchables. So touchable feite kan jy aan verander en untouchable facts is iets wat soos niemand kan dit verander nie. Soos in 'n physics wette of so. Okay. En as B kyk so, okay. As A word dit nou gesê A gaan in B in. So B volg tegnies op A. B gebeur nadat A gebeur het, né? Nee? So as B untouchable is. Ja, as A untouchable is,
So die aksie wat in dit ingaan. So ek moet sê, dit gaan obviously baie deur mekaar klink, en sê vir my as ek dit beter moet verduidelik, maar dis die eerste keer wat ek ook dit regtig actually hardop sê. So, maar goed, dat ek oor gedink het en partykeer al oor gepraat het, maar nie baie obviously. Clearly nie genoeg nie. Anyway, kyk. So, as A 'n untouchable is, so as jy nie beheer het oor A nie, beteken dit dat B ook 'n untouchable moet wees, want A gaan in B in. Alhoewel ek is glad nie besig om te sê dat daai gevoel wat ons het, want ek het dit ook, so ek sê ons, wat ons het, dat ek vrye wil het. Ek sê nie dat dit nie 'n gevoel is wat bestaan nie. Dit is 100% 'n gevoel wat bestaan. En Jordan Peterson maak 'n groot feit daarvan om konstant te verwys na hoe stories wat jare en jare teruggaan, verwys na, hy verduidelik dit as half 'n driehoek en dan so nou die hero, wat ek dink jy sal baie met hierdie resoneer, want jy obviously praat verskriklik baie oor masculine en feminine. En ja, so archetypes. Yes. So hy gebruik onder andere vir Pinocchio en Geppetto. En hy verwys na Geppetto as die vaderfiguur, maar dan ook dit embody of culture. En die moederfiguur embody, nou nie in Pinocchio nie, maar die moederfiguur sal dan nature embody. En hy verduidelik, Pinocchio is obviously die hero, vir wie ook al het gemis het. Maar so hy verwys na hoe baie met stories het, in plaas daarvan dat dit net, so ons byvoorbeeld is net, ek consider myself as die result van my kultuur en natuur. So ek is die interaksie tussen wat my kultuur was en hoe die natuur my beïnvloed het. So alles wat ek is en alle keuses wat ek maak is niks anders as net die result van die kultuur en natuur. Maar Jordan Peterson verduidelik, en die enigste rede hoekom ek dit noem is om te verduidelik dat ek dink stories vang vas daai gevoel wat ons het van dat ek vrye wil het. Deur te verduidelik dat dit nie net die twee is nie, maar dat daar 3 is. Dis die hero wat ek is of jy is, die moeder en die vader, so nature, culture en ek. En hoe in baie stories is dit baie keer die hero wat buite sy kultuur en sy natuur optree om dan nou die hero te word. Maak dit sin sover? So okay. Dit doen om dit vir jou te probeer verduidelik soos hoe dit vir my sin maak, is jy sê dat jou life experience wat jy het en die information wat jy inneem. Okay, so dit is soos die weer, die boeke wat jy lees, die stories wat jy kyk, die education wat jy het, die mense om jou en whatever, beïnvloed jou choices. Dis ek wat verstaan. Ja, ek sê dat elke aksie en keuse wat ek vandag maak, is die gevolg van elke aksie en keuse wat voor dit gemaak is. En omdat ek nie beheer gehad het oor byvoorbeeld, daar's baie interessante studies wat gedoen is oor hoe die toon waarop 'n ma sing, haar eerste lullaby sing vir haar kind, daai kind se brein verander. Okay? So ek verduidelik dit nou net om te kan sê, ek het geen beheer gehad oor die toon, die klank waarop my ma vir my die eerste keer gesing het nie. En dit het my brein beïnvloed. En my brein beïnvloed my keuses. Dis nou baie eenvoudig breakdown of dit. So die keuses wat ek maak vandag is, okay, so ek moet dalk net terugconnect van kultuur, maar verskillende kulture het, en ek dink nie hierdie is, ek dink dit is soos intuïtief of dis al vir soos my ekonomie wil nou hiersof my sê a priori knowledge, maar okay. So ek dink nie ek hoef te verduidelik hoekom ek dit sê nie, maar verskillende kulture baie keer sing verskillende toonhoogtes van lullabies. Dis nou obviously, ja. En baie van hierdie studies het onder andere gewys hoe die toonhoogte waarop 'n ma sing beïnvloed daai kind se brein. Met ander woorde, die kultuur waarin jy ingebore word, beïnvloed daai kind se brein. So ek is die result van die natuur en die kultuur waarin ek groot geword het. En dan obviously die mense voor hulle. En dit beïnvloed hoe ek vandag my keuses maak. So dit voel vir my half asof ek dit net kan verduidelik deur te sê dat
die keuses wat ek maak, ek erken dat ek voel of ek vrye wil het. En ek 100% commit om tegnies net aan te hou act asof ek actually het, want ek het in eerste plek nie 'n persoonlikheid wat meer nihilistic is nie. So ek voel daar is geen nut vir my nou om te gaan sit en ek kan niks beheer nie, dit is nou maar net wat dit is. Soos ek gaan nou nie dit doen nie. So ek dink dit het evolutionarily, hoop daai is die regte woord gebruik, develop dat ons hierdie gevoel het. Dit het obviously waarde vir ons om hierdie gevoel te hê. En based op die feit dat dit waarde het, beteken dit dat ek kan aanhou om dit te doen. Daar's niks daarmee fout. Ek erken, ek lewe elke liewe dag asof ek vrye wil het. Maar ek sê nie ek het vrye wil nie. Byvoorbeeld, ek gaan nog glad nie te veel detail hierin gaan nie, want ek kan regtig nie. Maar as jy byvoorbeeld gaan kyk na neuroscience, en ons het laasweek hierdan vinnig geraak, dink ek weet nie of dit in my kop was nie, maar anyway. Hoe die verskillende neurone in jou brein, yes, hier is actually interessant. Ek jammer al, hierdie episode is net ek rant nou eintlik net, maar gaan nou vir jou kans gee. Maar dit is verskriklik interessant eintlik as jy kyk na hoe so neurone in jou brein, daar's 'n spasietjie tussenin. Kruisig my as ek dit voorkeerd gebruik, asseblief my graad 10 biologie onderwyser. Daar's 'n spasietjie tussenin wat ek dink dit word 'n synapsis genoem. Maar anyway, so daar word inligting van die een neuron na die ander ene toe oorgedra in die brein. En as jy kyk na die beweging van hierdie information releases, dan sekere goed sekere goed gebeur en dan word daar inligting release. Maar dan is daar 'n baie interessante deel waar partykeer gebeur dit randomly. Dit lyk of hierdie inligting randomly release al gebeur daai pattern wat voorheen gebeur het nie. So as jy nou byvoorbeeld kyk, initially het mense gedink, okay, weet jy wat, iets gebeur en dit maak dat information release word. Toe kom hulle agter, okay, maar nou het daai iets nie gebeur nie en die information het al steeds release, so dit moet random wees. Maar toe kom hulle agter dat dit actually ook nie random is nie. Dat daar iets anders is wat dit beïnvloed het. En dit kom basically net neer op die feit dat skiep nou obviously oor baie van dit, want ek kan dit ook regtig nie eintlik verstaan nie, maar dat hierdie aksies wat in jou brein gebeur, die result van hormone, die result van hoeveel jy geëet het, die result van hoeveel jou ma geëet het terwyl sy swanger was met jou, die result van hoeveel haar ma geëet het voordat sy swanger was met jou. Dit alles beïnvloed wie jy is as 'n persoon vandag. En dit beïnvloed wat jy want. Dit beïnvloed hoe jy gaan voel oor twee keuses. So vir my gaan dit oor dat ek is bereid, ek kan, gee my net 'n oomblik, asseblief. Sorry, Hufflepuff gaan bietjie te kere vandag. Okay, ons is pet friendly. So vergeet ek nou skoon waar ek was. Net een oomblik. Die keuses wat ek maak, ek is meer as bereid om te erken dat ek wil iets hê. En ek kan 'n keuse tegnies half Annika, ek is jammer, ek kan glad nie konsentreer nie. Gee my net 'n oomblik asseblief. Hufflepuff, kom Babie, ek kan regtig nie fokus nie, Babie. Gaan asseblief, gaan. Ek is verskriklik jammer. Ek kan nie, dit is 'n baie intense gesprek obviously wat ons nou het en ek kort regtig soos al my aandag om actually te kan verduidelik wat ek dink hierso. Daar is okay, terug op my treintjie geklim. Ek kan erken dat so vrye wil het ons initially gesê is die result van dis die moontlikheid om te kan kies tussen twee goed en te weet dat jy werklik kan kies tussen twee goed. So ek sê nie dat jy nie kan kies tussen twee goed nie. Ek sê dit is fine. Maar ek sê dat jy nie kan kies, jy het nie complete beheer oor wat maak dat jy gaan kies tussen die een van die of dat jy gaan meer hou van die een opsie as die ander een. Maak dit sin? Ek dink nie dit is ek stem nie, dit maak sin wat jy sê, want jy verduidelik dit baie mooi, maar ek stem nie saam met jou nie. Want
Van die oomblik wat jy freaking asemhaal, maak jy besluite. En daardie besluite, en dit, soos, obviously, ons is babies en almal kan nie onthou vanaf hulle uit hulle ma se birthkanaal uitgekom het nie. Soos, want wie doen, daar is, anyway. Maar, so, jy maak besluite constantly, of dit nou consciously of unconscious, soos in jou onderbewussyn of in jou bewussyn gebeur, maak jy besluite. So, kom ons sê, jy is 'n 2-jarige dogtertjie, en jou ma sê vir jou, jy moet jou kamer gaan skoonmaak. Ek weet nie, is dit 'n ding wat ouers van Nie 2-jarige 2-jarige nie, maar kinders sê 5-jarige. Okay, 5 jaar. Okay, jy is 5 jaar en jou ma sê vir jou, jy moet jou kamer gaan skoonmaak. Okay, jy kan besluit of jy dit nou consciously doen of nie, want ek dink ook nie 'n 5-jarige kind doen baie conscious besluite nie. Maar hulle gaan maak hulle kamer skoon, maar hulle manier van kamer skoonmaak, soos wat ek gedoen het, is net om alles onder die bed in te gooi. Soos, dit is nog steeds 'n besluit. Die 5-jarige dogtertjie mag dalk net nie bewus wees dat die besluit wat hulle maak, die result gaan hê soos wat ek gehad het nie. My ma het net in my kamer ingekom en alles uitgegooi en vir my gesê doen dit weer. Verstaan? Soos dit was die result gewees. En so het my ma my ook nou geleer, soos elke keer as sy nou vir my sê ek my kamer gaan skoonmaak, dit help nie, ek gooi dit net alles onder my bed nie, want sy gaan kom en sy gaan dit net weer uitgooi. Ja, so eventually het my keuse verander. My keuse het verander om actually my kamer skoon te maak en nie net dit onder die bed in te gooi nie. Okay, so daarso het ek geleer deur die vorige results van my keuses, dat ek nie hou van daai uitkoms nie. En ek het my choice verander. Selfs soos met die chocolate, as ek dit kan terugbring, ek het wit chocolate geëet, en ek het nie daarvan gehou nie, en ek het nie gehou van die result van my keuse nie. En dit, van daai besluit wat ek gegaan het, ek hou nie van wit chocolate nie, het my future, nou past, maar my future decisions beïnvloed. Okay, so jy maak die hele tyd choices, maar elke choice het 'n result, right? En ons kan nie in die toekoms insien nie, dit is die beauty of life, ons kan nie in die toekoms insien nie. So ek maak vandag 'n keuse, byvoorbeeld, ek gaan nie 6:00 die oggend opstaan nie, ek gaan 10:00 die oggend opstaan. I'm gonna have a certain result. Ek kan nou nie presies sê nie, want ek weet nie wat dit is nie, want ek het dit tog nooit gedoen nie. Maar kom ons sê die result is, my werk is agter, my brein is nie, soos ek fokus nie lekker nie, want ek het te veel geslaap, of ek het te lank in die bed gebly, ek's lui, whatever, kom ons sê, dis die result. Ek hou nie van die result nie, so môre doen ek dit anders. Môre besluit ek om iets anders te doen. Ek maak 'n keuse, right? Selfs soos, okay, ek gaan 'n storie vertel. Mense wat my ken, gaan die storie ken. Nie omdat dit my storie is nie, maar omdat dit net 'n storie is wat ons baie vir mekaar sê, baie hoor at least. Maar, die storie. Die dude freaking is een of ander baas by een of ander company, en hy het wakker geword, en hy was 10 minute laat. Okay, hy was 10 minute laat, en toe het sy kat issue gehad, sy kat het in die boom vasgesit, of sy kat het gepuke, en hy was soos in wat hy gaan met my kat, en hy is nog later, en toe het hy gegaan, maar dis die kat se skuld dat ek laat is, en hy het kantoor toe gegaan, en hy was geïrriteerd met die feit dat hy laat was, 'n choice, want hy het gekies om geïrriteerd te wees, omdat hy laat is, en hy het sy secretary werk gegee, en hy was lelik met haar, want hy was geïrriteerd, so hy het gekies om lelik te wees met haar, en sy was toe nou in 'n slegte mood, want sy het gekies om in 'n slegte mood te wees, want haar baas is annoyed, en toe haal hy dit uit op haar.
toe freaking doen sy ietsie verkeerd en alles die hele dag, haar hele dag gaan net verkeerd want sy is in 'n bad mood en sy blame haarself, wara en die dude blame sy kat dat hy laat is, nê? Nee? Dis alles 'n choice. Hy het gekies om laat te wees want sy kat was siek en hy was soos in maar okay, hy's nou laat want sy kat het opgegooi, maar hy het nie nodig gehad om laat te wees nie. Of hy kon net gegaan het, ek gaan 'n bietjie laat wees, my kat is siek. Okay, anyway, needless to say, whatever. Okay, so die ou het nou 'n slegte dag want hy's annoyed en sy secretary doen nie haar werk nie of wat ook al en hy gaan en hy soos besluit toe okay, let's go. Ons moet nou 'n bietjie ontspan. Ons gaan iewers heen om 'n drink te drink of ons doen iets uit die routine uit. Kom ons gaan drink onder by die pub of whatever, né? En hy drink 'n glasie, kom ons sê whisky. Dis 'n choice. Hy kon gekies het om nie whisky te drink nie. Hy kon ook gekies het om reg uit die huis toe te gaan. Nee? Ja. Okay. Maar hy is nog steeds annoyed want hy freaking blame alles en almal en dit alles is niks is sy skuld nie. Okay. So hy gaan na sy whisky gaan na huis toe en hy omdat hy nou by die bar was en hy gaan nie lank pad huis toe vat dat hy kan kalmeer voordat hy by die huis kom. Okay. Dit is nie sy usual route nie. Wat hy gekies het. Hy het gekies om nie sy usual route te ry nie. En hy het ook gekies om daai spesifieke tyd te ry. Kom ons sê hy het gevra vir die rekening, hy het die rekening betaal. Hy was 5 minute op sy foon voordat hy opgestaan het om in sy kar klim te ry. Daai 5 minute is 'n keuse. Hy het gekies om vir 5 minute lank op sy foon te sit voordat hy opstaan en ry. Okay. Nou ry en hy kom in 'n karongeluk. Die karongeluk. Okay, so net 'n disclaimer, soos insurance gewys, kom ons sê iemand het in hom vasgery. Insurance gewys, dit is nie sy skuld nie, okay? Insurance gewys. Maar ons praat nou nie oor insurance nie, ons praat oor vrye wil. Okay? So die feit dat hy in 'n karongeluk gekom het, was 'n result van die keuses wat hy gemaak het. So it's safe to say then that he made the choice to be in the car accident. Hy het nie geweet dat hy in 'n karongeluk was nie, want obviously, hoekom sal hy wil kies om in 'n karongeluk te wees? Maar die result van sy keuses het hom gelei tot daardie oomblik om in 'n karongeluk te wees. As hy gekies het om die kort pad huis toe te vat en nie die lang pad nie, sou hy dalk nie in die karongeluk gewees het nie. But how can you say that, nee? So want jy kan nie jou future beheer nie. Jy kan nie jou future beheer tot en met millisekondes nie. Nou ook. Kom ons sê, ek gaan laas jaar as 'n voorbeeld gebruik vir my, nee? Ek het laas jaar gesit met 2 keuses. Of ek by die Perk my honneurs gaan doen en of ek deur die pos my honneurs gaan doen. Okay. Ek het gekies om deur die pos my honneurs te doen. Ek het nie geweet hoe dit gaan wees. As ek obviously jy het 'n idee, soos jy het 'n idee van hoe dit gaan wees, maar jy kies nie hoe dit presies gaan uitloop nie. Ek het 'n idee gehad van hoe dit gaan wees by die Pik en 'n idee gehad van hoe dit gaan wees deur die pos. En ek het gekies deur die pos. Okay. Daar's baie goeters wat my keuses beïnvloed het. Sure, maar daai influence van die keuse wat ek moes maak is beïnvloed deur ander keuses wat ek gemaak het. Van ander experiences wat ek gemaak het. So alles is 'n keuse in die lewe. Everything. Alles is 'n keuse. Ek het in my eerste jaar gekies om kort hare te hê. Ek het my hare afgeskeer. Nie afgeskeer nie, kort gesny. It's a choice. En daai choice se paadjie
het gekom van vorige choices wat ek gekies het. So imagine, ek wens ek kon vir jou 'n prentjie teken, maar soos as jy kyk na 'n boom byvoorbeeld, nê? 'n Boom het verskillende branches. So jy die mens dit. Stam. Ja. Okay, so jy het die stam en nou gaan jy op, jy het jou eerste keuse gemaak, jy gaan op, nê? Nou is jy by 'n crossroad. Nou gaan wat se een kies jy nou? Nou gaan jy, okay, let's go left. Dan gaan jy links. Dan het jy weer 'n crossroad, dan gaan jy regs. Dan het jy weer 'n crossroad, dan gaan jy links. En dit is hoe jy vrye wil het. Jy maak jou keuses van die experiences wat jy gehad het voorheen en daai experiences kom van keuses wat jy gemaak het. As dit Okay, sin so maak. ek dink ek verstaan wat jy sê. Net om seker te maak, miskien kan ek vir jou sê, so is ek reg as ek sê dat ek verstaan die boom analogy. Ek verstaan die analogy van die ou. Ek verstaan dat jy sê dat jy stem saam, keuses word beïnvloed deur vorige keuses. Ja. Maar wat ek dink ek dalk nie duidelik genoeg gemaak het nie, is dat as jy nie beheer het oor die eerste keuse nie, beteken dit jy het nie beheer oor die tweede keuse nie. Maar jy het beheer oor die eerste keuse. Kyk, dis waar ons nou juis uitkom. So jy het nou vir my verskriklik baie gegee om mee te werk. So ek gaan nou hier en daar terug verwys na van hulle toe. Maar wat ek agtergekom het is ek verstaan dalk nie regtig wat jy bedoel by keuse nie. En die rede hoekom ek dit nie verstaan nie is dalk omdat ek voel dat wat ek na kyk is die hele tyd 'n stapie voor hierdie keuse waarvan jy praat. En so dit voel nou half vir my of ons in 'n sirkel gaan in terme van wat was eers die hoender of die eier? Wat was eers die keuse of die invloed? Verstaan jy? Ja. Dus dit voel letterlik of ek sê nee, die invloed wat jy nie beheer oor gehad het nie was eers en jy sê ja, maar die keuse was eers en daai keuse, die volgende keuse. Verstaan jy? So miskien is dit hulpvaardig as ons eers besluit op wat ons actually sê is 'n keuse. En alhoewel ons nie nou hoef te stop en te sê okay, weet jy wat, ek dink nou hierdie is 'n keuse nie, want dis baie moeiliker obviously as dit as om net te sê hierdie is 'n keuse. Okay. Maar wat ons dalk wel kan sê, sorry, ja, sê maar dan sê. So, okay. So die heel eerste keuse in my opinie wat jy maak is om asem te haal. As jy gebore word, nee. Alike jy maak dit is Nee. okay. As jy gebore word, so 'n babatjie het obviously jy's in jou ma se nou nie maag nie, maar womb. Ja. Jy's in jou ma se womb en in die womb is daar fluid. Daar's nie suurstof nie. Jy kry suurstof deur maar dis ook nie, daar's ook nie soos 'n pypie lug wat weer gaan na jou longe toe nie. Dit is jy kry suurstof deur die fluids wat jy inkry, nê? So die oomblik wat jy gebore word, die heel eerste ding wat jy moet doen is asemhaal. Vir die heel eerste keer moet jy asemhaal deur jou neus om lug in jou longe te kry. Dis 'n keuse. Dit is 'n keuse. Hoekom nie? Kom ek sê vir jou hoekom ek dink dit is nie. Daai baba, nee. So in daai okay, maybe as hierdie dalk 'n beter manier om te begin. Is 'n baba conscious? Ek dink so. Okay, wat weet ons om te sê dat hy is? Die baba kan voel, die baba kan sy senses gebruik en in my opinie as jy jou senses gebruik dan is hy 'n conscious being. Okay, so het die baba beheer oor of hy conscious is? Wel, nee, niemand het beheer of hulle conscious is nie. So, as daai baba se ma, kom ons sê ek weet nie actually eers, ek is obviously nou nie baie slim met hierdie tipe goed nie, maar ek weet nie eers wat dit is wat maak dat 'n baba, wat dit is wat 'n ma regtig moet doen sodat dit klink baie lelik, ek gaan nie dit sê nie, dit is nie wat ek bedoel het nie, toe ek dit na hardop sê, toe besef ek dis nie wat ek wil sê nie. Wat ek wil sê is dis eintlik 'n gesprek vir 'n ander dag as ek daartoe gaan, so ek gaan dit nie daartoe gaan nie. As 'n baba stil gebore word.
beteken dit dat hy nie okay, kom ons sê 'n baba word nie stilgehoor. Nou weer eens, daai was nou weer te ver terug. Ek wil nou nie so ver terug gaan nie, want ek voel ons raak aan baie emosies daar en ek wil dalk nie nou daar gaan nie, maar so 'n baba wat gebore word, weet nie dat hy moet asemhaal. Consciously weet hy nie hy moet asemhaal nie. Want hy weet dit. Okay, so ek gaan nou nie vir jou kan sê dat ek 'n MRI gedoen het nie, maar wat ek vir jou kan sê dalk is, en as enigiemand wat hierna luister beter weet as dit so sê vir ons, want ek weet, maar hier is wat ek dink. As 'n baba geweet het dat hy gaan doodgaan as hy nie asemhaal nie, hoekom sou hy nie asemhaal nie? Hy weet nie. So die heel eerste instink van 'n baba is om te survive, right? Ja, perfect. Dis evolutionarily established. Yes. 'n Baba se heel first instinct is om te survive. So as die baba besluit, "Tel my dit, die aarde is nie goed genoeg vir my," of die experience wat ek klaar gehad het om gebore te word was nie nice nie. Of soos is nie iets wat ek wil hê nie, ek is nie lus om te survive nie. Then why would he want to? Ja, die verskil kom in by, die baba besluit nie dat sy eerste instink survival is nie. Dit is established in hom. Hy het nie 'n keuse oor of sy eerste instink survival is nie. Sy eerste instink is survival. Ja, maar hy het 'n keuse hoe hy het 'n keuse. Nee, want dan kan ons teruggaan en sê, nee, as hy 'n keuse het of sy so vrye wil vir 'n baba in daai instance gaan beteken dat hy kan kies. Ek wil hy kan gaan so. Hy kan kies. Okay, hy kom by die stopstraat. Wat is my eerste instinct wat ek wil hê? Okay, my eerste instinct, hy het nou die keuse tussen, ek wil hê my eerste instinct moet survival wees of nie survival nie. 'n Baba het nie daai keuse nie. As hy daai keuse gehad het, sou dit beteken dat die hele theory of evolution tegnies nie bestaan nie. Ek weet nie of ek dit 100% kan sê nie, maar die rede hoekom ek dink ek kan dit sê is omdat survival is die eerste instinct omdat dit is wat die mensdom gekry het tot waar hy is. Die mensdom sou nie gekom het tot waar hy is as dit nie die instink was nie. So, maak nie saak wat die instink, the fittest survives. So, en vir jou om die fittest te wees, moet jy in die eerste plek die instinct hê om te survive. En dit beteken dat jy moet adapt. So, daai baba het in die heel eerste ding, het hy, voordat hy consciously besluit, in fact, dit is nie 'n conscious besluit vir hom of hy wil survive of nie, hy wil survive. Sy liggaam en alles wat hom tot hier gebring het, maak dat hy wil survive. Maar hoe kan jy daai nee, want jy maak nou jy assume dat hy automatically besluit dat die baba wil survive. En dit is nie altyd so nie. Want anders as dit so was, sou ons nie stillborn babies hê direk nadat of voor 'n dood gaan nie. Okay, so die rede daarvoor is dat Wag. So dink gou hieraan nê. Jy is soos 9 maande in jou ma se maag. Jy het unlimited supply tot alles wat jy nodig het om te survive. Nê? Hoopelik. Wel, party het nie. Maar okay, sê jy in jou situasie. Hoe bedoel jy in my situasie? Sê jy soos in die situasie wat jy nou, die scenario wat jy besig is om te verduidelik. Jy het unlimited access tot alles wat jy nodig het om te survive. Nou word jy uitgedruk, sorry, dat ek dit nou so kras sê, maar nou word jy uitgedruk en jou lifeline word afgesny. Nee? Want hulle knip die umbilical cord, right? So jou lifeline word afgesny. As jy gaan soos te hel met hierdie, hoekom moet ek fight om te lewe? Then you're not going to. Ja, maar 'n baba gaan nie so nie. Dis juist wat ek probeer sê. Dit is nie 'n keuse wat 'n baba maak nie. Nee, hulle doen nie. Hoekom maak hulle so? Hulle moet besluit aanhou, want as dan nie choice is nie, dan sou daar nie stillborn babies gewees het nie. Nee, maar dit is Annika, ek voel amper, dis hoekom ek dit nie nou wil opbring nie, want dis te ver eintlik om te sê dat, of okay, dis nie te ver nie. Ek is ongemaklik met die idee dat 'n stillborn baby gekies het om dood te gaan.
Nee, dit is nie die Wel, dit geval nie. is Die dit geval is is 'n dat ek hoor hoekom jy dit sê. Dit is 'n baie insensitive manier om dit te sê. Dit is. I agree. En soos ek het nou nog nooit 'n baba gehad of ek was nog nooit swanger of whatever nie. Maar ek dink as ek kan probeer om myself in 'n ma se skoene te sit wat 'n stilgebore baba gehad het, sou dit ook nie vir my nie dat jy was ook nog nooit pregnant nie, maar dit sou ook nie vir my gewerk het nie, want dan gaan ek gaan soos maar hoekom het daai baba besluit om nie aan te hou lewe nie? Was ek nie goed genoeg nie? Wara, nê? Soos ek verstaan dit. Dit is 'n uncomfortable ding om aan te dink en dit is nie baie sympathetic om dit so te sê nie. Maar die lewe is nie altyd fair nie. Die lewe is nie altyd fair nie. En ek dink regtig dat dit 'n choice is want okay, as dit dan nie 'n choice was nie. Een, hoe verduidelik jy dan stilgebore babas? En twee, wanneer begin mens dan actually choices maak? As dit nie begin by jou heel eerste breath nie. dit doen nie. Dis presies wat No, ek but you uitkom. do. Dis presies dit. Dis juist So dit. Die ding is dat dit so maak die ding nie is sin wag, nie. laat ek okay. Mhm. Perfect. Dis fine. Dit maak nie sin nie. Dit is perfectly fine. So. Die stilgebore babas, nê. Weerens ek erken ek weet nie genoeg van die medisyne af om presies vir jou te kan sê hoekom nie, maar ek is seker daar is 'n rede hoekom. Daar kan nie geen rede wees nie. Oor al die jare net niks rede nie. Daar's geen scientific rede vir 'n baba wat stilgebore is van hoekom dit gebeur nie. Daar's baie scientific redes van hoekom die babatjie doodgaan voor geboorte. So as jy sê nou as jy 'n miskraam of so het. 'n miskraam kry, daar's baie scientific redes vir dit. Vir miskraam, vir Down syndroom, vir 'n kind met net 3 vingers of 4 vingers of wat ook al, of 'n kind wat soos nie wat soos 'n kan nie die woord onthou nie, maar anyway, whatever, daar's baie scientific redes vir dit, maar nie vir stillborn babies nie. They don't know. The medical world don't know. So, ek sê nie hy's verkeerd nie. Al wat ek sê is ek het 'n simple Google search gedoen. Eerste ding wat opkom, common causes for stillbirths, dis van UNICEF af. Hypoxia of oxygen deprivation, placenta obstruction and other delivery or labor related complications. Dit is 3 redes hoekom babas stilgebore word. Okay, die heel eerste een is dat die baba nie asem kry nie. Ja. Hoekom nie? Want daar's iets wat verkeerd gegaan het in die ma se liggaam. Die baba is klaar uit, nê? Nee, hierdie is kyk, so stilgeboorte as ek reg verstaan is, dis dat die baba, dis nie dat die baba binne nog lewendig was nie, is dit? Dit beteken die baba is dood binne en toe kom hy uit. Ja, maar dit dink ek is bietjie meer soos weerens ons is nou nie medical experts nie, maar ek dink daai is ek en Anneke wat hats op het. Ek dink daai raak meer aan 'n miskraam. I mean, dit obviously gaan oor die termyn waarin jou pregnancy tans is, maar ek praat van babas wat klaar uitkom wat nie asemhaal soos hulle eers asem vat na die umbilical cord gesny is nie. Ek praat nie van die wat in die laaste 3 maande se termyn is, waar die ma amper op haar tyd is om te pop nie. Sorry, weer eens. Soos ek praat nie oor daai nie, want dit is borderline miskraam daai. Dit klink vir my of as ek reg verstaan dat dit is stilgebore babas is voordat 'n maas al in labour ingaan, gaan die baba dood. So daai baba het nie in die womb decide nie. So daar's iets anders wat beïnvloed het dat daai baba doodgaan. Kan ons daaroor saamstem? Ja, maar dit is dan nie die baba, dis dan iets wat verkeerd is met die ma.
soos wat 'n miskraam of iets wat fout gegaan het. Ja. Ons Soos weer wat 'n miskraam gebeur. ek wil net 'n nota aansit want ons mag dalk baie onsensitief oorkom. So asseblief as daar iemand is wat deur dit is en hierdie is ek hou ook nie altyd daarvan om te sê pas op vir triggers nie, maar ek is jammer as hierdie is. Ons bedoel regtig om dit met die meeste simpatie te hanteer, maar vat ons ook maar vir die manier ons sukkel ook maar om onsself te artikuleer, so ons probeer maar hoe ons kan. Maar so die verskil wat jy dan verduidelik is dat basically as jy sê dat die baba nie stilgebore baba, kan ons nou saamstem die definisie is as hy gebore is, hy's alreeds oorlede in die ma se maag in haar womb voordat hy gebore actually in die wêreld ingekom het. So as jy kan saamstem dat die baba nie gekies het daar om op te hou asemhaal of so iets nie. Dat dit nie sy keuse was nie. Dan sou dit impliseer dat sy eerste keuse is wanneer hy uit die ma uit is. Daai kom ons sê die naaldstring gesny is. Kan jy daarmee saamstem? Ja, waar hy moet asemhaal. Maar kom ek sê net vir jou ook, dit is nie 'n baba as dit in die maag is nie. Dit is hoekom ek sê dis ook borderlining on miskraam as wat dit 'n stillborn is. Want dis nie 'n baba nie. Okay, ja, maar ek weet nou nie om soos 'n baba is as hy wat ek net kan sê is. So wat ek kan sê is, kom ons sê dan stillborn. As ek sê baba wat ek nou gesê het ek bedoel stillborn. Kom ons verwys dan net vir stillborn beteken die baba is gebore. Dis in die woord born. Ja, so nee, ek verstaan, maar ek bedoel 'n stillborn is al binne in die ma oorlede. Okay, ja, dit is die definisie op Google, maar dit is nie hoe ek dit sien nie. Ek sien dit as die baba of as die is nie 'n baba nie. As die Okay, weet jy wat? Wag. Ons gaan op 'n tangent oor iets wat ek dink nie regtig relevant. Ofwel dit is seker relevant, maar dit is 'n gesprek oor 'n ander dag. Ja, okay. Ons praat oor okay. As die ek gaan nou maar sê baba want ek kan nou nie aan die freaking woord dink nie en ek weet nie hoekom nie, maar anyway. As die baba in die ma se maag, in die ma se womb oorlede is voor geboorte, dan is dis nie 'n stillborn nie. Nie dit maak nie sin dat dit 'n stillborn is nie, want dis nog nie gebore nie. Dis nog nie uit haar liggaam uit nie. So dan daai maak dis hoekom ek sê dit border aan meer miskraam as wat dit doen aan die stillborn, want die miskraam 'n miskraam gebeur as gevolg van die ma wat nie lekker werk nie. Sorry dat ek dit so sê, maar dit is 'n hormone imbalance in die ma of dis die ma te veel stres of dit is verstaan. Dis as gevolg van die ma. So daar ook omdat dit nie 'n baba is nie, want dit is nog nie gebore nie. It doesn't have choice. It doesn't have consciousness. It doesn't have unconsciousness. Die oomblik wat dit gebore wat uit die liggaam uit is en die baba is 'n entity op sy eie, dan het 'n choice, consciousness en unconsciousness. Maar dit is ook nie heeltemal so ek wil net gou hierdie vinnig sê want ek dink dit gaan ons probleem oplos en ek jammer ek Google nou tussenin, maar dit help obviously omdat ek dink nie een van ons regtig weet nie om ons net so 'n bietjie te guide. Stillbirths involve fetal death after week 20, while miscarriage involves the fetus passing away before week 20. Dit is hoekom ek sê dit is hoekom die definisie van stilgebore babas nog deel is van pregnancy, want die mediese wêreld verduidelik dit so, maar dit is baie dieselfde as 'n miskraam. Waar dit gaan net oor wanneer dit is, ek verstaan dit, maar wat ek sê is dat okay, so kom ek gaan net na wat jy het gesê het is dat 'n baba uit die oomblik as hy soos as hy gebore is en die naaldstring gesny is, dan is hy sy eie en dan sy conscious. Maar ek stem nie daarmee saam nie, want dan hoe reageer jy op dat byvoorbeeld klassieke musiek, dat babas reageer op klassieke musiek. Hulle is obviously bewus van die klanke en ek sê nie hulle is conscious dat hulle regtig ek weet nie, ek kan nie sê dat ek 100% seker is dat hulle conscious is nie, maar ons weet dat hulle reageer op dit en dat hulle reageer op sekere tipe half invloede of eksterne invloede wat hulle kry. So daar moet een of ander bewustheid wees wat hulle voor die tyd het.
Ek dink ek sal nie sê dit is 'n bewussyn soos wat ek en jy het nie. Ek sou sê dis meer net sensory reactions. So as 'n baba gebore word, nê? Okay, wag, sorry. As 'n Ek sê 100% as 'n jou saam daarmee. Ek is fine daarmee. Ek het nie issue mm. nie. Maar dan maak dit dat wat is dit wat jou reed dat die oomblik as die baba deur daai gap gaan, dan ewe skielik het hy dit. Want is 'n separate entity. Maar hoe immediately as jy 'n separate entity het, hoe kry jy dan consciousness? Hoe werk dit? Ek verstaan nie. Want jy moet dan dink vir jouself. Maar daai baba dink nog nie vir homself nie, want as hy het, dan hoekom moet sy ma na hom kyk? Hy doen dink vir homself. Daai baba tegnies dink nie vir homself in dieselfde sin waar ek en jy vir homself dink. Ja, want dit dan kom oor byvoorbeeld as jy gaan kyk na development. Onthou, so child development is baie belangrik vir 'n mens se denkwyse, right? Maar jy het nog steeds 'n consciousness. Dis dalk net nie so ver gevorder soos wat my en jou nou is sê. Maar wag, ek wil net gou die as jy sê, wag het gou. So 'n baba, net om terug te kom na binne in die womb, is dit meer 'n sensory ervaring as wat dit is as wat jy buite is. Dis nie 'n conscious ervaring nie, dis 'n sensory ervaring. Die oomblik wat jy gebore word, right, doen dokters 'n toets called APGAR score, nê? So hulle toets jou reflexes basically. So hulle kiel jou hande, hulle kiel jou voete, hulle lig jou hande op en hulle laat soos mok jou, soos val, nê? En jy moet sekere goeders doen vir jou om die toets te slaag. So enigiets onder 7, die toets is hy 10, enigiets onder 7 is iets om oor te worry, want dit is hoe hulle kyk hoe jou nervous system in jou liggaam is en nê? Dan 5 minute later doen hulle dit weer. En gewoonlik wat gebeur 5 minute later is jou score is hoër. So jy sal soos jou eerste score sal kom ons sê 7 wees. Myne was 9 want ek het my ma gevra, my toets was 9 gewees en toe 5 minute later toe is my toets 10. Dis great. Dit is jy moet nou gewoond raak aan die liggaam wat jy nou het, wat jy nou meer kan beweeg en whatever. So dit maak kind of sin dat jou toets beter is. Maar daai is sensory experience. Okay. In jou ma se maag het jy dit ook. Jy het ook sensory experience, want jou ma stamp haar maag of sy haar maag grom want sy's honger en jy hoor dit. Dis sensory experience. Okay. Ek dink nie dis consciousness nie. Dis dieselfde soos die toets. Die toets is nie consciousness nie, dis net 'n reaksie. Soos as iemand, ek is verskriklik kielerig op my voete. As iemand my voete kielie, my reaksie as gevolg van daai sensory experience wat ek kry, gaan wees om jou probably te skop of om my voet weg te ruk of om jy verstaan. Dis net 'n ek stem sensory saam. Experience, ja. Ek is fine daarmee. In my onkunde is ek fine daarmee. Ek het nie gesê dat ek dink dat 'n baba conscious is nie, net om dit duidelik te maak. Ek het meer probeer uitvind wat dit is wat maak dat een oomblik het jy nie en die volgende oomblik het jy. Maar wat ek dink wat jy vertel van wat dit regtig actually wat dit support aan jou kant is dat dit help wys dat daar development is. En dat jy develop ook in die manier wat jy dink en obviously dit is baie obvious dat babas develop in daai sin. Maar so, hoekom dink jy sou evolution so okay, maybe moet ek eers hierdie vir jou vra en ek beloof ek doen dit nie om jou vas te vang nie. Daar is nie 'n vasvang met hierdie nie, so jy kan honestly net antwoord. Dink jy hoekom dink jy ons het evolve oor honderde duisende jare? Jy glo in evolution? Ja. Evolution maak die doel van evolution was om seker te maak dat ons kan aanpas en survive. Hoekom dink jy sou evolution die belangrikste keuse van daai kind se hele lewe om te breathe or not sy eerste keuse maak? As hy nog nie survival of the fittest. As hy in die mees undeveloped state is, wat hy wel tegnies is hy nie die mees nie, maar die mees undeveloped state van sy actual lewe in realiteit entity, ja, as 'n separate entity. Perfect. Hoekom sal evolution sy belangrikste keuse dit op daai
minste developste tyd maak? Because of survival of the fittest. Dit sou my antwoord wees. En dit Okay. link baie aan wat jy nou gesê het, maar survival of the fittest. Want as jy Perfect. in daai So- oomblik gaan soos Mm. te hou met dit, ek wil nie nou asemhaal nie, ek sal eerder net weer teruggaan in die ethos en deelraak van die stoffies. Dan hoe gaan jy dan survive vir die res van jou lewe as jy in daai oomblik Ja, jou maar- heel eerste besluit gemaak het om nie asem te haal nie. Survival of Nee, the maar fittest. die verskil is dat ek dink ons verskil dan oor wat dit is wat die doel is van evolution. Want die doel is van evolution om seker te maak dat jy hoef nie te kies oor of jy iets wil doen nie. Mense pas aan omdat dit ek gaan nou 'n absurde voorbeeld gebruik. Voels Maak het dit nie eers 'n sin klaar. Maak dit eers 'n punt staan. Ja, maar dit gaan bydra tot my sin want ek kan nie my Okay. sin so net klaar maak nie, maar ons het nie gekies om weppe tussen ons vingers nee wag. Ek het nie gekies om 'n duim te develop nie. Ek het nie gekies om 'n duim in my maag te develop nie. Toe ek in haar maag was develop nie. Dit is iets wat oor die jare gekom het sonder keuse. So evolution het nie van Was ons dit dan? gemaak, okay, weet jy wat, hier is hoe jy gaan survive en hier is hoe jy nie gaan survive nie, kies watter een jy wil doen nie. Maar was Die dit wat nie kon aanpas, het aangepas. was So- dit nie 'n keuse nie nou? Ek weet dit was dalk nie ons keuse nie. Dit was dalk soos baie generasies terug se keuse gewees om te gaan soos maar ons het shit nodig, called thumbs, om shit te kan doen. Ja, maar hulle het shit nie te kan gekies, doen. okay, ek wil 'n thumb hê nie. Dit het oor honderde jare het 'n thumb develop. Ek Dis hoor nie dat jou, hulle maar keuses dit gehad was het nie. So dit was tog dit hulle bring- keuse om hulle hande van so 'n manier te gebruik vir die duim om te develop. nee, dit was tegnies Dit nie. En was. kom ek verduidelik vir jou hoekom. In my oë en hierdie is in my oë en ek bou weer eens op iemand anders goed wat ek al geluister het en so ek wil nie krediet vir dit vat nie, maar in my oë is daar 2 redes hoekom jy 'n keuse gaan maak. Want jy wil of jy moet. As jy moet, is dit nie vrye wil nie want jy het obviously nie keuse nie, kan ons daaroor saamstem. Nee, Hoekom nie? want die enigste rede hoekom jy by daai keuse gekom het waar jy moet 'n keuse maak, is as gevolg van vorige keuses wat jy gemaak het. Okay, so verduidelik vir my hoekom jy dit sê. Okay, so ek kies om in Suid-Afrika te bly waar ek moet tax betaal oor 'n sekere bracket, right? Dis 'n keuse wat ek maak, maar ek moet dit doen want ek het gekies om in Suid-Afrika te bly. Okay, maar nou soos by dieselfde punt waar ek gesê het dat ek dink daar's 'n ander ding wat dit eers beïnvloed het. So jy het nie tegnies gekies dit okay, nou soos by dieselfde plek waar ons voorheen was. Jy het nie gekies dat jy wil Ek verstaan dat okay, dis dalk belangrik dat ek acknowledge. Ek verstaan wat jy bedoel wanneer jy sê jy het gekies om te bly. Ja. Ek verstaan wat jy sê. Maar waarmee ek nie saamstem nie, is dat jy nie kompleet beheer gehad het oor jou wil om te bly nie. Ja, ek het. Okay, hoekom gaan jy nie net nou nie? Want ek wil nie net gaan nie, ek wil gaan vir 'n rede. As jy kon gaan, sou jy nou gaan. So, 100%. wag, ek gaan daai anders vrys. Okay. Dit werk met daai nou ook, maar dis net dalk makliker om vir my te verduidelik en te verstaan op hierdie manier. Vir jou om vrye wil nou te hê. Beteken dat jy moet kies, okay, ek wil bly of ek wil gaan. Jy weet jy wil gaan. Jy het al vir myself so gesê, né? Hoekom gaan jy? 100%. Want ek het nog nie 'n rede om te gaan nie. Okay. Die feit dat jy nie 'n rede het om te gaan nie, wys dat daar iets is wat jou keuse beïnvloed oor om te gaan. Ja, van vorige keuses wat ek gemaak het. Is dit wel werklik jou keuse om dan nou nie te gaan nie? Ja. Het jy beheer oor die feit dat daar nog nie 'n rede is om te gaan nie? Ja. Hoekom? Hoe het jy beheer oor dit? Van die vorige keuses wat ek gemaak het in my lewe. Because everything is as a jy- result of the choices I made.
So as jy aansoek doen vir 'n werk, nê? Ja, En die ja. werk verwag van jou om 5 jaar se experience te hê. Ja. Maar jy kan nie experience kry sonder dat jy 'n werk het nie. Mm. En jy wil regtig daai werk hê. Jy het nie Mm. vrye wil oor of jy daai werk wil hê nie. Ja, Of jy daai ek werk kan vat nie. Wel ek het, as hulle okay. Ooh. So ek het vrye wil om aansoek te doen vir die werk, right? Nou, daar's Okay, twee ek sê goedes, nie jy het daar's vry, twee sorry, ek wil goedes. dit net duidelik maak. Ek sê nie jy het vry Ja, wil ja, om te nee, aansoek te doen nie, ek maar weet, ek weet. verstaan wat jy sê. Daar's twee goed wat kan gebeur. Hulle kan vir my sê nee of hulle kan vir my sê ja. Okay. Hulle sê vir my nee, okay, great. Ek gaan kry die ervaring en oor 5 jaar doen weer aansoek vir die werk. As hy oop gaan, nê? Nee? Ek kon ook vroeër in my lewe die keuse gemaak het om ervaring op te bou vir dit en dan sou dit nie 'n nee gewees het nie. Ja, maar Okay. in jou Okay, situasie maar waar jy wag nou, nou wag is, nou. kon jy nie. Wag nou, nê? Okay, so ek het nie die ervaring nie. Hulle sê vir my nee, ek gaan kry die ervaring en ek kom terug. Nê? Die tweede een, hulle sê vir my ja, maar ek moet deur training gaan, whatever. Ek kan dan kies ek wil dit nie meer hê nie want hulle het my salaris met R5000 gedrop of ek wil dit hê want dit is goeie whatever vir my toekoms. I still have a choice. Ja, maar wat ek probeer uitkom by is dat jy nie 'n keuse het oor dat jy dit wil hê nie. Ja, ek het. Ek het. Soveel goed waaroor ek nie beheer het in my actual brein nie. Okay, maar wat het hierdie te doen met choice? En vrye Dit gaan wil? oor die feit dat as ek nie beheer het oor die goed wat in my brein gebeur nie, kan ek nie beheer hê oor die keuses wat ek maak nie, want hierdie goed beïnvloed my keuses. Okay, maar Ek wil die net dit ekskuus, ek wil net een storie vertel wat ek hoop regtig dit gaan mooi afsluit en soos ek voorheen nog gesê het, dis van ons nou nie daaroor saamstem obviously nie. Maar daar's hierdie ou gewees, Phineas Gage, né? Hy was 'n rail worker gewees. En toe eendag, toe gaan daar 'n pyp op een of ander mishap, het daar 'n pyp deur die voorkant van sy frontale cortex gegaan, aan die agterkant uit. Hy het nie dood gegaan nie, hy het nog steeds gelewe. Voor die tyd was hy was soos hoofman gewees oor die railway konstruksie. Na die tyd, so voor die tyd het mense hom beskryf as 'n leader en 'n comforting half tipe persoon, hy was 'n goeie mens gewees. Maar na die tyd het sy persoonlikheid drasties verander. Hy was werklik apparently 'n aaklige mens na die tyd gewees. En hierdie het regtig gebeur, ek maak dit nou nie op nie. So wat mens leer uit hierdie storie uit is, hy het nie beheer gehad oor sy persoonlikheid verandering nie. Hy het nie een oggend opgestaan en besluit ek gaan nou 'n mislike mens wees nie. Sy brein het beïnvloed hoe hy eersins sy brein het beïnvloed sy mood, sy persoonlikheid, sy aksies. En okay, alhoewel dit vir ons dit is voel as of hy gevolg daai van 'n ervaring wat hy gehad het. Ek verstaan jy gaan nou vir my ek verstaan dat jy nou vir my gaan sê dat ja, maar dit was tegniese uitwerking van sy keuse gewees. Maar weer eens dan kan ek teruggaan en sê dat hy nie tegnies gekies het om daai dag daar te wees nie. Hoekom het hy nie tegnies gekies om daai dag daar te wees nie? Wel omdat Hy was daar, hy het soontoe hierdie is wat ek gegaan. wou gesê. Ek verstaan dit. Ek verstaan hy het soontoe gegaan. Dit is nie dis waar ons al verskil. Ek dink dis die enigste plek waar ons eintlik verskil. En onthou my dat ons dalk in die toekoms 'n hele conversation doen oor determinism, soos 'n deterministic future. Maar die feit dat hy gekies het om soontoe te gaan, was die gevolg van 'n verskeidenheid ander invloede. Ja. Maar External daai en invloede kom van vorige keuses wat hy gemaak het. Yes, maar daai En hy het keuses vrye wil. dui so ver terug. Alhoewel ons die 10 keuses of die 50 keuses kan terugsien. En weet jy wat, ek wil extend tot alhoewel ons dit kan nie tot die dag wat ek eers 'n breed gegee het. Alhoewel ons dit kan terugdui tot daar, is daai eerste keuse ook die result van duisende ander keuses, micro choices wat voor dit gemaak is. En omdat ek nie beheer gehad het oor daai keuses nie, beteken dit ek kan nie beheer hê oor hierdie keuses nie. Ja, ek weet nie. Dis is om te sê die feit dat ek die keuse gemaak het om my oupa te vra om vir my papier te gee om 'n gans op te teken toe ek 7 was. Soos
het niks beteken vir hoe ek besluit het om my toekoms uit te leef nie. Daai keuse en ek kan dit ek het dit is exactly dieselfde. Verduidelik Want my. as ek nie daai keuse gemaak het nie, dan sou ek sou heel waarskynlik nie die toekoms gehad het wat ek nou vir myself bou nie. Ek sou nie gewees het waar ek nou is nie. Want as ek nie, toe ek 7 was, vir my oupa gevra het, gee my 'n stukkie papier, ek wil asseblief ook sit en 'n gans teken soos wat oupa doen, sou ek nie lief geraak het vir kuns nie. Ek sou nie kuns gehad het op skool nie. Ek sou heel waarskynlik, nê? Ek sou nie universiteit toe gegaan het en kunsgeskiedenis te swaat nie. Ek sou nie besluit het ek wil academic word nie. En ek het daai keuse gemaak. Dit was 'n conscious besluit. Ek het vrye wil gehad in daai oomblik. Daai keuse was toevallig net 'n branch wat my gevat het na waar ek vandag is. Is een van die duisende keuses wat ek gemaak het na dit, wat my result is vandag. Daarmee stem ek 100% saam. Jy het vrye wil met elke choice. Ons stem saam met dat daai keuses jou gebring het tot waar jy vandag is. En sou daai keuse nie gebeur het nie, sou jy nie gewees het waar jy vandag is nie. 100%. Wel, daar raak ek nou klaar aan deterministic futures. Dis 'n moeilike een. Okay, so ek wil tegnies nie aan dit raak nie. Ons kan dit spaar vir 'n ander dag. Maar wat ek wel kan sê is dat dit gaan vir my net enetjie voor na waar jy sê daai keuse wat jy gemaak het van om dit te sien, om te vra vir 'n stukkie papier, gaan dit vir my een voor dit en een voor dit, maar ek sal net die enetjie voor hom noem en dit is dat jy gesien het dat jou oupa teken of verf. Ja. En jy het nie keuse gehad oor dat jy sien dat hy verf nie en ek verstaan dat jy dan vir my gaan sê dat jy gekies het om daar te wees. Ja. Maar die verskil is as jy heel moontlik 'n ander breinuitleg gehad het. My onkundige taal hierso. As jy heel moontlik met 'n baie meer analitiese brein gebore is, sou jy nie omgegee het nie. Ek dink die feit dat mense 'n analitiese brein het, soos die feit dat mens meer linkerbrein of regterbrein is as gevolg van ervarings in jou lewe. Dit is nie as gevolg van genetics nie. Want as dit so was, sou ek analitiese brein gehad het, want my hele freaking gesin is logiese brein mense en ek is nie. My ma's 'n farmasis, my pa's in IT, my broer freaking kyk na klippe vir 'n lewe. So jy verstaan. As dit so was, want ek het die keuse gemaak om nie te wees nie. En die ervarings wat my keuses wat ek gemaak het, wat dit vir my gebring het veroorsaak dat ek meer linkerbrein is. Meer kreatief is, meer nie analytical brein nie, maar meer emotional brein is, meer creative is. Dit is al. Die keuses wat ek gemaak het my brein geshape. En anyway, needless to say, let's just agree to disagree. Okay, fair enough. Ja, kom ons. Dit was fun geweest. Ek het baie pret gehad. Ons gee dit ook vir die mense wat luister. Soos los 'n comment, sê vir ons wat julle dink en like en subscribe. En moenie lag vir Anlo wat so oranje is nie. Dis hierdie tafel se weer kaats sien. Okay, bye. Bye.